Ek gesels vanoggend met Darren Petersen. Hy is die Bedreigde Wildlewe Trust se ekologiebestuurder en ook die hoof van hulle BioBlitz projek. Ons praat 'n bietjie oor navorsers wat 'n verlore gecko-spesie in die Blyde Rivierkloof herontdek het. Darren, baie welkom hier by Grootplaas. Goeiemôre en ja, baie dankie vir die uitnodiging. Ag, is so lekker om met jou te gesels. Nou, die Blyde riviervlatgekko is oorspronklik in 1991 ontdek. Hoe op die aarde dat hulle eers verlore gegaan het en nou weer herontdek is? Hoe het dit gebeur? Ja, soos jy sê, hulle was in 1991 eers ontdek. Dit was deur Dr. Niels Jacobsen ontdek. Toe hy en soogdierkundige na die spesifieke rondawel toe gegaan het, ook per helikopter gepleeg het. En hy het twee eksemplare daar gekry, wat hy dan in 2014 as 'n nuwe spesies beskryf het. Ja. En die groot rede hoekom hulle so verdwyn het of missing geraak het, is weens die moeilikheid om by hierdie spesifieke plek uit te kom. Soos ek gesê het, in die Blyde Rivier vallei. Ja. Maar is 'n afgeleë koppie in die vallei en die enigste manier om daar uit te kom is per helikopter. Ja. Dis is ook in 'n provinsiale natuurreservaat, so natuurlik is daar baie permitte en ander toestemmings wat jy gekry moet word voordat jy daarheen kan gaan. Ja. En ja, ek dink dis die groot rede hoekom niemand al van weer terug is voordat hierdie geitjie eers ontdek is nie. Hoe het hierdie herontdekking nou weer plaasgevind? Wat was die omstandighede daar rondom? Het julle gaan soek vir hom? Ja, ons het hom spesifiek vir hom gaan soek. Dit was so 3 jaar se beplanning gevat om daar uit te kom. Maar ja, was 'n passie vir my en ja, na 3 jaar se beplanning met baie oproepe en e-poste later het ons al die nodige toestemmings en permitte gekry. En ja, toe gaan ek en my vriend John Davies het ons spesifiek vir hierdie geitjie gaan soek en ja, na 'n hele rustige soek het ons daarin geslaag om hulle te herontdek. Kan jy vir my 'n bietjie meer van hierdie gecko-spesie vertel? Wat maak hulle vir jou spesifiek so besonder? So is meestal net vir hierdie spesies spesifiek, meestal omdat niemand hulle gesien het sedert hulle eers ontdek is nie. En ek hou daarvan om goed te navors of diere, spesies te navors wat mense of ander navorsers of nie navors nie, omdat hulle te moeilik is om te soek of nie karismaties is soos veral van die roofdiere nie. So ja, ek hou van hierdie meer afgeleë en soort van minder bekende spesies. Ja. Dis wat die spesies veral vir my soos spesifiek interessant gemaak het. Ja. En dit en ook, ek was 'n paar jaar gelede deel van 'n groep kenners wat die rooilys vir al die Suid-Afrikaanse reptiele weer oorgedoen het. En hierdie was een van die spesies wat ons as data deficient moes los, net omdat niemand hulle vir die afgelope 30 jaar gesien het nie. Ja. So ons het nie eers meer geweet of hulle nog bestaan nie, wat hulle populasie is of enigiets nie. En dit is ook een van die redes wat my aangespoor het om hierdie spesies weer te gaan soek, is omdat ons so min van hom geweet het. En dis eintlik wat ek nou wil vra is, toe jy en jou vriend nou besluit ons gaan hierdie soektog begin, die denkwyse daar agter, was dit vir jou 'n vir julle amper soos 'n persoonlike missie gewees, of is die waarde wat hierdie spesies byvoeg, die data wat versamel kan word, is daar waarde in dit? Dis 'n bietjie van albei. Vir my was dit 'n versekerde persoonlike missie. Ek het ook meeste van my lewe hier in die Hoedspruit omgewing groot geword en gebly, so om hierdie geitjie basies op my voorstoep te hê waarvan ons so min weet, het my nog gepla. Maar terselfdertyd as van 'n wetenskaplike standpunt af wil ons graag weet wat hierdie spesies se bewaringssituasie is, of hulle bedreig is, wat die bedreigings is. Al daai goed, en dat dit voeg ook in tot die Suid-Afrikaanse regering wat moet terugrapporteer aan die IUCN oor al die spesies in hulle bewaringsstatus. Ja, dit was 'n bietjie van 'n persoonlike missie sowel as 'n wetenskaplike een. Darren, ons is so dankbaar vir navorsers soos julle. Nou, ons het vroeër met Reinhard Erasmus en Hercules van Dijk van FR+ gesels. Bly ingeskakel, ons gaan nou met ons gesprek met Darren voortgaan.
FR+. Grow and guard your wealth. Goeiemôre en baie welkom by Grootplaas saam met my kuier Reinhard Erasmus en Hercules van Dijk. Albei is finansiële adviseurs by FR+ en FR+ is natuurlik 'n privaat ekwiteit beleggingsplatform en ook 'n geregistreerde FSP. Baie welkom. Dit is lekker om met julle te kuier. Reinhard, ek begin sommer by jou. Wie is FR+ en hoe verskil julle van tradisionele versekeraars? Dankie, Zaan. So FR+ is gestig met die doel om individue en besighede in Suid-Afrika te ondersteun in die versterking in hulle finansiële posisies en natuurlik hulle nalatenskap. Ja. Soos jy genoem het, FR+ is 'n geregistreerde finansiële diensteverskaffer. Ons spesialiseer in beleggings en dan ook versekeringsprodukte. Ons fokus is om oplossings vir ons kliënte se finansiële unieke doelwitte te bereik en vir hulle te bied. Nou, wat ons bietjie anders te maak as die tradisionele versekeraars daar buite is dat ons produkte of ons polisse is nie net 'n standaard pakket wat vir 'n kliënt gegee word nie, maar dit is werklik pasgemaak vir elke kliënt se unieke behoefte en doelwit wat hulle het. Fantasties. Hercules, ek wil by jou hoor, wat beteken dit as jy sê julle versekeringsprodukte leef saam met jou? Natuurlik. So mense se lewe gaan altyd verander. Okay, so die polis verander terwyl jou lewe ook verander. Okay, so as jy nou trou, kinders kry, uittreë, maak nie saak wat dit is nie. Ons het 'n needs match benadering wat ons gebruik. So dit maak seker dat jy betaal vir wat jy werklik nou eintlik nodig het. Jy kan natuurlik ook jou polis verander soos enige ander polis, maar hierdie is sonder enige verdere mediese onderskrywing. Goed, dis goed om te weet. Reinhard, hoe help FR+ dan 'n vernemende kliënt met hierdie versekeringsoplossings? So Izaan, ons het 'n baie groot volhoubaarheidsbeoog en benadering. Okay, so dis ons baie belangrik dat ons kliënte se polisse en strukture volhoubaar is. As ons kyk na die risikoversekering, maak ons seker dat hierdie jaarlikse premieverhogings nie weghardloop met kliënte nie. Ons sien partykeer kliënte wat 15, 16, selfs 20% jaarlikse premieverhogings vat. So en dit maak jou net dood. So ons maak seker dat kliënte se premies nie so verhoog nie. Op ons persoonlike en kommersiële korttermynversekering maak ons altyd seker kliënte se eiendomme, bates, enigiets wat op risiko's ordentlik verseker word. Ons sien dit jaarliks na om seker te maak dit by markverwant en natuurlik doen ons dit teen die beste prys. Natuurlik, Hercules, ek wil dan hoor, wat is FR+ se spogproduk en wat maak dit dan anders as ander produkte wat tans op die mark is? Yes, so FR+ het 'n baie unieke produk in die mark. Ons noem dit 'n 0-4 struktuur. Okay. So dit is meer vir volhoubaarheid op die lang termyn op iemand se op die kliënt se risiko natuurlik. So hoe dit eintlik werk is het 0% premieverhoging jaarliks en dan 'n 4% verhoging op die voordeel op die polis self. Okay. Dit is eintlik maar ons doel om seker te maak dat die kliënte meer in hierdie model moet inkom. Okay. En in sekere gevalle kliënte het al miljoene rande al gespaar tot en met aftrede. Goeie genade. Ja, so is net meer volhoubaar. Definitief, ja. Reinhard, hoe verander julle die mark as dit kom by versekeringsoplossings vir boere dan spesifiek? Ja. So Izaan, die boere is een van ons mense na in ons hart. So kyk, ons weet boere se finansiële is nogals kompleks. Dis op en af, dis seisoonaal, hulle inkomste. So een van die benaderings wat ons doen is ons kyk nie net noodwendig wat is die boer se inkomste nie. Ons vat baie keer die hele plaas en die hele besigheid se omset en dan kan ons baie korrek dekking bepaal. En so maak ons seker dat daai boer net betaal vir wat hy werklik nodig het. Fantasties. Ja, Hercules, laaste vraagie vir jou. As ons kykers vandag met julle by FR+ wil aansluit, wat is die proses? Hoe maak ons? Hulle kan ons beslis kontak op insurance@frplus.co.za of alternatief www.frplus.co.za. Ons gaan 'n hele span bymekaar kry om 'n hele evaluasie te maak op die kliënt se profiele. Alright. Dit is 'n gratis evaluasie, ja, korrek. So hulle kan ons wil net seker maak dat dit wat hulle uitneem maak sin vir hulle lewe. Absoluut. Okay. Ja, dankie. Dis baie maklik. Ja. Hercules en Reinhard, dankie dat julle vanoggend kom kuier het. Ons waardeer dit baie. So gesels die manne van FR+ en indien jy meer inligting wil hê, besoek dan frplus.co.za. Onthou FR+ is 'n geregistreerde FSP. FR+. Grow and guard your wealth. Kyk, gaan ons liefdesstorie. Ja, dit het begin by die winkel. Ek het al van buite die venster gesien en net geweet ek moet myself gaan voorstel. Kan nie so onthou nie, maar Love at first sight, soos die Engelse sal sê, hè. Definitief die mooiste ding op die plaas, nee. stop dit, Gerry. In die oggende drink ons 'n koffietjie en 'n beskuitjie saam voor ons uitgaan in die lande, dan spandeer ons 6, 7, 8 ure saam in die son. En as ek nou lus is om myself te bederf, dan gaan ek so reg deur die aand. Dan raak ek moeg, maar sy hou nie op nie. Sy hou aan en aan en aan. Sy is genoeg. Dankie vir gisterand. Sy raak dalk bietjie oud, maar sy hou haar waarde goed. Wat? En ek het al gedink om haar in te ruil vir 'n jonger, nuwer model. Ekskuus, Gerry? Of selfs my broer te gee. Jy weet, in die familie hou. O, jou broer? Ja, okay, dis genoeg, ek's klaar. Jy weet, my ma het my gewaarsku oor jou. Liefie, ek praat van Betsy. Wat het jou ma van my gesê? John Deere,
ware liefde en liefde vir waarde. Nee, is mooi liefie. Gerry. Ek praat van jou, Ek gesels nou verder met Darren Peterson. Hy is die hoof van die BioBlitz projek en hy is ook betrokke by die Endangered Wildlife Trust en dit is die Bedreigde Wildlewe Trust. Nou, Darren, vertel vir my eerstens, as dit kom by julle organisasie, watter rol speel die Bedreigde Wildlewe Trust in hierdie herontdekkingsekspedisies amper? So dit is 'n redelike onlangse ding waarmee ons begin het. Ons is al vir die afgelope meer as 50 jaar betrokke in die bewarings-arena in Suid-Afrika en ook Oos-Afrika. Maar dit is ook nie die afgelope paar jaar waar ons nou meer in die soort van die BioBlitz arena begin intree en weer die spesies wat destyds bekend was weer begin herontdek. En ons het tot dusver al 5 spesies herontdek wat basies dekades laas gesien is, wat ons nou weer herontdek het. Maar ons het nou 'n projek begin waar ons nou spesifiek gaan fokus op hierdie spesies herontdek. Terwyl as opnames doen in areas waar daar voorheen bitter min of geen opnames gedoen is nie. Ja. En ons gaan ook kyk om na areas te navorsing doen waar daar moontlik nuwe spesies ontdek kan word. Ja. Vertel vir 'n bietjie watter uitdagings en spesifiek logistieke uitdagings het julle teëgekom voordat julle by die 3 rondawels kon beland? Ja, daar seker 'n klomp uitdagings. Ek kan dink. Die grootste een van hulle was om al die nodige permit en toestemmings te kry. Dit is nog hele ruk gevat, maar is ook verstaanbaar hoekom al daai aansoeke in plek moet wees en alles, maar ja, ons het dan geslaag om al die nodige permitte te kry. En ons volgende groot uitdaging was om op hierdie rondawel uit te kom. Omdat dit net per lug toeganklik is. Ons moes helikoptervlieg hier kry wat ook kennis gehad het oor hierdie vallei en hoe om daar te vlieg. Wat ons dan kon vlieg na die rondawel toe ons daar aflaai. Sodat ons 'n paar dae daar kon spandeer om die geitjie te soek. Ja, Darren, ek is so opgewonde vir die avontuur namens julle. Ek's bly julle kon dit doen. Dankie vir jou geselsie vanoggend. Ek waardeer dit. 'n Groot plesier en dankie vir julle tyd. Natuurlik.